Vanaand se storie is 'n korporaal storie, 'n weermag storie met ander woorde. En dit is aan my vertel deur Marius. Ek het in verlede week het ek by hom gaan koffie drink en ons kuier altyd lekker saam. En hierdie keer het ons sommer so 'n bietjie oor die militêre veterane ook gepraat. Ek wil 'n bietjie daarvan vertel. En so kom ons toe ook af op die storie wat hy nou vir my vertel het van 'n belewenis wat hy nou gehad het toe hy in die weermag was, soos ons nou met daai tyd diensplig moes doen. Het hy toen ook sy beurt gehad. Hy vertel dat dit was die een dag wat hulle nou daar lesing bygewoon het. Jy weet, dit was nou net die voormiddagete, en moet jy weet, daai laaste uur voormiddagete is maar 'n moeilike tyd, want dan is jy al so moeg en van die opleiding, en nou moet jy nog gaan sit en luister na 'n lesing, daar raak jy vaak, en daai uur gaan nie verby nie. En ander mense het eintlik simpatie met jou, jy moet maar vasbyt, jy moet maar sit, jy moet maar wakker bly, toe dit nou uiteindelik daarom nou tyd word dat die lesing nou klaar is, en hulle almal word nou uitgestuur, en hulle moet nou in hulle ry gaan staan. Nou so het al die in hulle pelotons nou gaan staan, netjies, jy weet, soos wat die mense nou in 'n peloton staan. Peloton het gewoonlik bestaan uit 30 soldate, en dan in rye van 3 of dan 10 rye van 3 elk. Kortste mannetjie was altyd voor, so ek was altyd voor gewees. Dit was min of meer die formasie gewees, hoe dit gewerk het. Die lang manne agter. Die lang manne het altyd gekla, ons manne het voorstap, se kort is, se tree is te kort. En dan raak het, hulle sommer moeg, maar ek stap lekker voor, want ja, ek het die pas aangegee. En so gebeur het, dat almal nou in die peloton staan, hulle is honger, en so gaan die pelotons, die korporaals, een vir een, gaan die manne daar so na die eetsaal toe. Jy weet, die manne is honger. Nou, Marius vertel nou, hulle korporaal staan op daai een kant, hy is nou min geïnteresseerd in hulle wat nou hier reg staan, want hulle moet nou vir hom wag. Hy moet vir hulle nou marseer na die eetlokaal, eetvertrek toe. En dit is toe, hy nou nie eintlik notisie van hulle neem, en die manne sien toe, maar daar gaan die manne eetsaal toe, en hulle is al halfpad daar, en hulle weet nou werk het, as hulle nie betyds daar is, dan gaan die manne alles opeet. Daar is dan nie kos vir hulle nie, en steeds staan die korporaal daar ongeërg. Ek dink hy het seker 'n rookie gevang of iets. En dis toe dat Marius toe besluit, maar hy het nou eintlik nou nie lus meer vir dit nie. En hy kon dit baie goed namaak, en die volgende oomblik toe skree daar vir die manne, peloton! Nou ons het geweet, as jy weer mag die woord peloton hoor, en jy weet, dan moet jy dadelik strek, en dan moet jy nou vir jou reg maak, want hier is nou 'n bevel op pad. En die volgende ding wat hy sê, nadat hy gesê peloton, ons almal gereed, en hy sê vir hulle, regs om, 1, 2, 3, oep, stamp die ouwe voete, jy weet ons nou, daai tyd, almal se voete moet dieselfde wees, daar is nie dat dit moet toch weet, dat een toef klaar, en toe sê, voorwaarts, mars, en dan stap jy maar links, rechts, links, rechts, links, rechts, links, jy weet, nou stap jy maar in flink, hulle stap netjies man, hulle druk hulle duime af, arm is lek, reguit, en hy skouerhoogte, nie onder die skouer, of eentjie bo die skouer, skouerlengte, gelyk die arms, en hulle stap lekker flink, want hulle wil daar by die eetsal uitstel, stap links, rechts, links, rechts, links, rechts, links, en so gaan die manne aan, en nou sit ek kyk, die korporaal, iewers skielik kom hy nou agter, maar hier gaan hy aan, en die manne stap net lekker, links, rechts, flinkband, links, rechts, links, en hy verstaan toe nie wat hy aangaan, want hy reed so al sy nek, of hy aan die ander kant van die peloton kan sien, miskien is nou die luitenant wat hulle nou hier laat stap het, en so gaan die manne net aan, links, rechts, links, rechts, links, rechts, links, en so kom hy dan eetsaal nader, en toe sien hy nou wat aangaan, hy storm agter hulle aan, hy sê vir hulle, peloton, halt, styk 1, 2, poef, stap die ouens hulle voete, daar staan hulle stil, my korporaal is driesend man, hy sê, wie se skuld is dit, wie het dit gedoen, en nou is allemaal doodstil, wie het dit, jy weet moes hy beklemtoon en so, hy praat natuurlijk nou, ek praat nou maar die ordentlike taal, wie die hel het dit gedoen, so jy sal nou weet wat die woord hy eindelijk gebruik het, nou staan hulle daar, niemand sê ietsie, maar Marius sê, hy besef toe, as hy nou nie maar uitkom en sê, dit is hy nie, dan gaan daar nou probleme wees, vir die hele peloton gaan gestel word, en hy sê toe maar vir die korporaal, steek sy aan die korporaal, was ek gewees, en nou net daar het die korporaal van gesê, na ete, direct na ete, is hy op orders, by die hoofdkantoor van die company, en ja, dan gaan eet iemand met 'n swaar hart, en jy weet, as jy op orders is by die hoofdkantoor, of by die hoofdkwartier, dan is dit nie 'n goeie ding nie, dit gaan nie vir jou goed uitwerk nie, en dis toe, dat hy nou maar zwaar slik in sy kos, en toe na eten, en ons staan nie maar daar buiten die deur van die hoofdkwartier, daar so in die gang, en so kom so korporaal ook in, die korporaal stap hom verby, gaan in, daarna die bevelvoerder,
en hulle gesels daar binne, en daar roep hulle nou vir Marius in, en soos het nou begin, jy weet, stap hy in, en hy gaan skop weer, sommer daar sy voet dat, en hy salueer, company bevelvoerder. Nou ek gaan weer sê, die water van die see-ekonomie af was hy. Hy was so diep in die moeilikheid, en hy het onmiddellik toe die majoor nou vir hom verduidelik, wat nou aan die gang is, en wat is die dinge dat hy is in groot moeilikheid. En so is dit nou klaar, toe gestaan hy nou buite, op daai stadium het hy nog nie presies geweet wat sy straf gaan wees, want hy en die korporaal het dit dink hom bespreek, en terwyl hy nog daar staan nie lang, hier kom in die ou tyd het ons van die polisie moes van die vangwa gepraat, so kom maar nou iets soortgelyk van die weermag wat hom toe ook om oplaai, wat hom na sy barakke te vat, waar hy nou van sy goedjies moet inpak in sy sak, en toe word hy nou in die vangwa gelaai, en daar word hy na die DB's toegeneem, dis nou die detentiebarakke, dis nou die tronk van die weermag, detentiebarakke, alles is afgesloten en soos wat jy trok inken, so word hy in hulle, word ingeboek, al die papiere word geteken, en so vat hulle hom na sy sel toe, en hulle sit hom daar in sy sel, en hulle sluit die deur toe, maar hulle so klap net, en hy sit te dink, hy sê, sy moed is totaal al weg, en die volgende kom die korporaal, dit sluit nie die deur ook, sê vir hom, jy sal dit nie weer doen nie, hy was toe verskriklik verlig, jy kan dit doen, hulle het eintlik toe net vir hom 'n les geleer, dat wat kan gebeur, wat dit betref, nou gaan hy terug, na sy mense toe, en hy kon toe vir hulle die storie vertel, en dis toe, 'n maand later, hier kom die korporaal weer, sê, na ete moet jy ook weer by die HK wees, op orders, en nou kan jy self indink, die eerste keer was nog vir hom genoeg gewees, en na ete weer gaan toe, en dink jy, nou wat het ek nou hierdie keer verkeerd gedoen, want hy was nou 'n goeie seun gewees, 'n goeie soldaat, hy het nie weer daai slim triks van hom uitgehaal, en nou gaan hy sê later letterlik sy bene bewe in sy broeke, so bang is hy was heeltemal geskok, en hy het net nie geweet wat nou aangaan nie, maar hy het geweet wat lê binne van voor, so gaan hy in, en hy gaan maar weer, en hy sal weer die majoor, en die company bevelvoerder, en toe hy nou staan en wag, die bevelder iets moet sê, hy sê, hy kan nie sy broekpyp stil hou nie, toe sê die majoor van, man, moet nie bekom, hy sê, jy sê hierdie keer in die moeilikheid nie, en ek sê, hy slaap so sif van verligting, maar toe weet hy nog nie wat aangaan nie, toe sê die majoor vir hom, jong, ons het nou gedink, ons het nou die dag gesien, dat jy nog as 'n goeie korporaal kan uitmaak, ons het gehoor hoe goed dat jy die manne marcheer, en net daar haal die korporaal toe nou vir hom sy armband uit, wat sê, hy is nou 'n korporaal, en hy sit dit hier so in sy epalet, weet of dit die regte woord is nie, maar nou sê hy korporaal, en so het hy toe nou 'n korporaal geword, net omdat hy 'n grappie gemaak het, en toe op die ou dit so goed gedoen het, dat hy nou 'n korporaal geword het. Nou ja, daar is verskillende maniere hoe 'n korporaal kan word, en dis nou een van hulle. En dis my so oulike storie, dis so typies weermag, wat ons sulke goed aangevang het, en sulke goed gedoen het. En op die ou end, jy weet, ons het van die korporaal gehou, ons wou hom trots maak, ons wou die beste peloton gewees het, dat die mooiste kan marcheer, en ons wil ook gehad het, dit moet goed gaan met hom, want hy is ons korporaal, so, die wat hy ons so moeg gemaakt het, opgeneek het, en al die goed is, dit was alles deel van alles, en die mooiheid daarvan is, ons wil graag hê, dat hy moes tevrede wees met ons, en ons wil graag hê, dat die bevelvoerder tevrede wees met hom, want hy was vir ons 'n goeie korporaal geweest.